做一个 vocal， 还给你们真正的味儿，让你们知道什么是DL swag。路上开着跑着雷霆传武器 ，call me 那边非常着急。En goeiemiddag, goeiemôre, goeienaand. Jy is ingeskakel op Bloodsport Media, die nommer 1 sports combat potgooi in Suid-Afrika, in Afrikaans en sommer in die wêreld ook, nou dat ons daarvan praat. Met 'n klomp Engelse woorde. Ja, met my mede-aanbieder hier aan my linkerkant. Skalk Strauss. Yep. Jy sê jy's my linkerhand in hierdie program. Jy sit nou altyd links. Jy sit in my linkerkant regs gesit, maar nou, dus maar so gebly. Ja, ek weet ook nie, ons het weer die fan vergeet, flip, skalk, yes, ja, lag, sweet al so, nietemin, vergeet dan nou maar die fan, ja, ons het mos op 'n call, het ek en jy, toe loop kyk ons die ou episodes, om nou 'n bietjie navorsing te doen, en te kyk wat werk en wat werk nie, toe sien ek kots, ons was al orals, dan is dit in die sitkamer, dan is dit in 'n kamer, dan sit in die kombuis, dan sit voor die TV, dan sit weer, ons het al die vlak vol, en dan switch ons nog seats ook, elke nou en dan, net om het vars te hou, maar dit lyk my, ons het nou 'n lekker ritme gekry, ons sit nou gemaklik waar ons is. Yes. Hartlike welkom aan ons luisteraars by Net Radio, sowel as Radio NFM. Ons is baie bly julle almal is ingeskakel en ons hoop julle geniet die sportskommentaar wat ons vir julle kan bied oor al die gevegte wat verby is en in hierdie program se geval die gevegte wat nog op pad is. Skalk, wat se gevegte is nog op pad vir ons in die toekoms? Ja, in hierdie episode vir die volgende naweek is dit net 'n fight night. Daar is nog geen gevaarlike boxing of dink hierdie naweek was ons nou 'n bietjie getreat met die UFC en lekker UFC pay-per-view en Tyson teen Paul. Dus hulle, ons gee hulle nou net 'n fight. Ons gee hulle, maar ek vat hierdie ene, dit voel is soos 'n afnaweek. Jy sê om te dink, ons rekord mos nou hierdie op 'n Sondag. Vanoggend het ek 4 ure opgestaan vir die UFC en gisteroggend ook 4 uur. Mooi, al 2 oggende 4 uur. Maar ek skiet tog toe. En ek het gewerk Saterdagoggend ook, jy het ook mos gewerk, nee. So ek het, die naweek was my werksnaweek en ek het elke oggend 4 uur opgestaan en al hierdie fights gekyk. Ons kon nie eens alles live kyk nie, want sommige goeters het op ander tye gespeel. En hier doen ons die podcast nou, so dit was 'n ongelooflike besige naweek. En die lekker ding is, en ek wil sommer nou al vir ons luisteraars sommer 'n vriendelike wil nie sê waarskuwing gee nie, maar dit is soos 'n heads up. Ons gaan nie volgende week 'n potgooi aanbied nie, omrede ek gaan al Vrydag ry ek en my broer 'n bietjie om vir my ma te loop kuier, sy verjaar, so ek gaan die hele naweek weg wees. Ons kom, as die Here se wil is, Maandag terug, maar miskien Dinsdag eers. En dan is daar nog geen podcasts opgestel of enigiets en dan val 'n mens mos nou weer kliphard by die werk in en dalk moet jy laat werk en dan moet jy mos maar nou net catch-up speel. So ons het dit nou maar goed gedink om daai ene 'n skiep te gee. So as julle ons verskriklik baie mis, WhatsApp maar. Ons is beskikbaar of los vir ons 'n boodskapietjie op die socials. En ja, dis seker maar pretty much it, Skalk. Okay. So ons maar aan die fight night inval. Ja, wat kom ons, dis nie 'n bad een nie. Sorry. En 'n kwaai ene wat ons nou gepraat het is, ek dink dit begin Saterdagmiddag 1 uur al, dan is in China. Kom ons kyk hier. Ja, 1 uur Saterdagmiddag begin dit. Of dis of in China of in Japan, maar my geld sal seker maar China wees. Ja, want dit is 'n Chinese girl, maar ek dink dis 'n Chinese girl. Dis nie die ene wat teen Pantoja later gaan veg nie. Maar jy kan maar aangaan. Ek sal so lank gou Macau. Dis in China. Macau. Okay. Dis reg. Cool. Dan ons gaan maar so 'n paar fights, aangesien dit was nou net dit is, moet ons so meer as een fight bespreek. Volkan Oezdemir is weer aan die woord. No time. Ja.
met teen Carlos Ulberg, the Blackjack. Onthou jy ken vir hulle twee. Ja. Ek dink daai gaan 'n kwaai fight wees. Dit kan nogal so lekker een wees. Oosterdammer 20 wins, 7 losses, 'n finish rate van 78%. Dis 'n gevaarlike mannetjie. En nou Ulberg is bietjie gevaarliker, lyk dit my. 11 wins, 1 loss en 'n 82% finish rate. En dit regverdig ook hoekom hy die favourite is om die fight te wen. Hy is die favourite en Mr. No Time is hy dalk. Ja, no time vir hom. Ja jong, dis 'n baie moeilike een om te call. Die Ulberg, dis 'n baie interessante geveg hierdie. Dis hoekom ek dit moes opgesit het. Dis hoekom ons praat daaroor. Ulberg het die height en die reach advantage. Daai Volkan Oosterdammer is mos 'n meer korter. Hy kom nie kort voor nie, maar hy stewig. Hy lyk soos hy's so 'n domkrag. Hy sien soos gerip en gespierde gebou nie. Maar jy kan sien alles is groot en rond. Hy het sulke ronde skouers, hy het sulke fris flippende bene. Ja. Hy lyk hy werk elke dag op 'n plaas en hy is die trekker. Hy het nie 'n trekker nodig nie. Hy trek self die ploeg daar deur die landerye. Maar hy's ook mos ons het mos al so gespot. Hy's net no time. Hy wys net elke oomblik. Hy knock die man uit en hy wys hy no time. Hy wil nou weer gaan. Hy wil regmaak vir sy volgende fight. Nou ou Blackjack Ulberg, hy's mos nou 'n teammate van Easy. Hulle is mos so 'n hele span daar in City kickboxing wat ook al. So jy weet hy kry high level sparring partners en training met daai Eugene Behrman en goeters. So hy kom uit 'n baie goeie klub uit. Ek hou van hom. Hy lyk smart. Dis so 'n Nieu-Zeelander. Hy lyk soos 'n tipiese Nieu-Zeelandse rugby speler. So 'n lig blasvel, pikswart hare en flippin atleties. Hy beweeg mooi, hy punch mooi. Hy's amper so 'n Sonny Bill Williams tipe vibes. Ek sê nou nie hy lyk op 'n haar so nie, maar iets along those lines. En Volkan lyk soos 'n ou wat jy voor bang moet wees. 'n Groot harige man behalwe nou op sy kop. Hy het 'n dooie los haartjie op sy kop met 'n baard en hierdie fris ding. En die interessante ding is beide van hulle is former kickboxers. Ek dink Oosterdammer het net soos baie minder kickboxing fights. Ek dink hy is soos 5-0 en Blackjack het soos iets in die 20 kickboxing fights, soos met 2 losses of so iets. So ja, ek dink dit gaan obviously kan dit, hulle kan stoei, hulle kan grapple, hulle kan al hierdie goeders doen, maar jy kry maar 'n gevoel dit kan dalk 'n lekker striking match wees tussen twee groot punchers. Ek dink so, ja. Ons kan nog eens uitsien na hom. En wie voel jy? Jy sê jy voel Blackjack. Ja. Ek ook. Ek weet dan nie of hy hom sal finish, maar hy gaan wen. Ja, my een concern is Blackjack is al geknockout. Teen hy en Oosterdammer slaat hard. Ja, onthou jy daai Kwekwe of wat ook al hy ou met die snaakse naam. Ons het nou die aand van hom gepraat, die African ou. Maar met 2 of so iets, maar daai man kan punch. Dit kan ek vir jou sê. Hy het nou al 'n paar losses, maar as hy goed lyk hy diep gevaarlik en hy het vir Blackjack geknockout. So jy is net bang, jy sê nou self Oosterdammer kan punch. Laat hy nie dalk iewers net vir Jack klip en dan is dit so nie. Okay. Kyk maar hoe hy iets speel. Kom my nie event. Hier kom die Chinese dametjie wat jy nou van gepraat het. Yan Sanan. Jerder skalk, hoe die vrek sê jou naam so goed. Ek kom ons nou al onthou hulle om uitspreek. Ek kan nie vir 'n vrek onthou mens. Ja, sorry, sê maar. Jy spel haar naam. Sê gou weer. Ja, dis so ek het nou wat ek nou wou sê, hoe jy hom skryf. Maar jy spreek hom uit Sanan. Yan Sanan. Wel, mens spel dit X-I-A-O-N-A-N. Dis dit lyk soos Kitsikiu. Zianon. Ja, Zianon. Maar jy sê dit flippend perfek. Dis hoekom jy
in daai kolom. Dis hoekom jy almal se name moet sê. Ek is by die name. Okay, Ja. sorry, ek het sy geïnterrupt. gaan fight teen Tabitha Ricci. Ja, Tabitha Ricci. ja, die Baby Shark. Ja. Ai, shit. Ek wil al klaar al sê ek wil hê sy moet wen, maar ek Wie? weet nie. Sharky? Ja. Ah. Ek like haar nogals. Ek wonder hoekom. Is dit Sy dalk fight lekker man. Sy's 'n lekker fighter. Dis 'n mooi Brasiliaanse meisie daai jong. Ja, anyway, die ou Jan is 17 wins, 4 losses met 'n finish rate van 47%. Die dames het mos maar altyd minder finish rate. Kan ek net daarby sê. Dit is 'n lower finish rate, maar ek het gesien hoe sy vir Jessica Andrade moet een counter shot uitslaan. So sy dra definitief krag. Al lyk dit nie so op haar rekord nie. En nou Baby Shark 11 wins, 2 losses, maar finish rate is net 36%. So ja, maar die fights is maar min of meer. As hy nou nog 7 keer wen en het sy 10 2 keer al verloor. So die wat ek nou bedoel, 7 bedoel jy so? 2 voel so naby aan. Ja, die records is naby aan even. Ja, ek verstaan wat jy bedoel. Ek kan net nie artikuleer presies. Ja, maar ou Jan het definitief al beter kompetisie gehad as Tabitha. Ja, ek dink amper dit sy nie. Wat is hy girl? Sy het in Andrade mos nou genock out. En sy daai vroumens wat ook 'n Brazilian is wat so goed jiu-jitsu doen. Oh ja. Jy weet wat so mooi wil lyk altyd en in die stywe kleertjies en die goeters. Wat jy nou sê. Haar boyfriend het nou die aand ook in die UFC gefight of verloor. Mackenzie Dern. Sy het vir haar ook gewen. Yay, well done. En maar sy nie laaste title fight gehad nie. Ja, teen Zhang Weili. Die Chinese, die enigste Chinese champion, maar daai Weili is 'n beast. Ja, nee, Sy's 'n flippin beast. En onthou hierdie girls is, ek kan nie eens onthou of dit strawweight of wat ook al is nie. Hulle is 115 pond. Dis klein. Seker klein. Ja, klein. Daai Weili Zhang of Zhang Weili. Sy het iewers in 'n video vir Francis Ngannou om die been gevat en toe tel sy op. Daai man weeg, hy maak weight op 265 pond. Hy's letterlik meer as dubbel daai size en sy het vir hom opgetel dat hy skrik. Dat en nou daai Weili het teen hierdie Jan vrou gefight en hulle het 5 rondes dit uitgedeel. So dit wys jou eintlik maar hierdie Jan is taaf jong. Ja. En Tabitha Ricci of Tabitha wat ook al, Baby Shark. Yes. Sy is 'n flippin baby shark. Sy's tenacious. Sy kom net en het sy nie ook judo of so ietsie. Sy's lief vir grapple en gooi en gryp, maar sy's ook so 'n bolletjie energie. Dit lyk sy hou nooit op nie. Sy raak nooit moeg nie. So al twee is tawe girls. Ek meen, onthou jy daai Weili het vir Jan amper doodgeslaan in hulle fight. Soos in die eerste ronde, sy het haar soos amper genock-out en sy het op die grond gehaat en geslat en amper uitgechoke en sy was heeltyd in die gevaar vir 'n hele ronde en dit was soos genade op genade. Sy het elke keer net uitgekom, maar daai vrou het eenvoudig geweier om op te gee. So hierdie gaan 'n gevaarlike fight tussen die twee girls wees. Yes. Ek dink Jan behoort te wen, maar ek gaan klop hard skryf vir Baby Shark. Ja, vir Baby Shark. Ja, ek sal vir Jan die favorite maak in daai ene. Daar is nog nie odds op UFC se website hier so weet ek. Nee. Right, en dan die hoofgeveg van hierdie aand is nog 'n Jan. Ja, pragtig. Die keer is daar 'n man Jan. En 'n sy van is Jan. Die ander vrou se naam was Jan. Ja, Peter Jan teen Davison Figueiredo. Ja, lekker. Dit gaan 'n lekker een wees. Peter Jan 17 wins, 5 losses. Finish rate net 50%. Ja, is weird eintlik. Ek dink dit sal meer wees, maar of Figueiredo 24 wins, net 3 losses.
met 'n finish rate van 75%. So is 'n gevaarlike man. Ou Peter Jan is mos no mercy. En Figueiredo is mos the God of War. Ja, het jy gesê wie is die favorites? Dis snaaks, ou Peter Jan is die favorite. En Figueiredo is nie die favorite. Ek Ek maak het nou gedink dit sal andersom wees. ek sal vir Jan die favorite maak. As jy Ek gaan vir Figueiredo. Goed, daar kan ons weer. Onthou hoeveel keer het jy verloor in ons vorige maar dis nou die podcast? eerste een dat ons teen mekaar. Ja, nee, ons moet hom so af en toe. En ons moet hom wys vir ons luisteraars. Ons besluit nie voor die tyd. Ja. Ons gaan saamstem met wat of kom saam tot 'n conclusion nie. Kyk, die rede hoekom ek vir Jan sal kies, nê. Nee, Figueiredo het opgegaan in weight. Hy het mos hy was die kampioen gewees op 125. Hy fight nou in 135 by Jan se natural weight class of whatever ook al is. Inteendeel, nou dat ek dit noem, ek dink Figueiredo sal nog steeds groter as Jan wees. Ek dink Jan kan nog 'n bietjie gewig sny en afkom, want hy's nie 'n verskriklike groot ou nie. Ek meen, kyk gou goed, hy het teen Aljo gelyk, Aljamain Sterling. Dit het nie eens gelyk, hulle is in dieselfde weight division nie, maar hy's gemaklik daarso. Ek het al agtergekom baie van die soos die meer hier na China se kant toe en soms 'n paar lande in Rusland, hulle fight nie regtig waar in hulle natural divisions ja, of daar waar hulle natuurlik voel, daar fight hulle maak nie soos heavyweight in sulke goeders nie. Dit voel as meer die westerse mense wat agtergekom het. Jy kan weight drain en dan weer terugkom en dan is jy sterker as jou opponent. Ek sê nou nie almal nie, Khabib en Islam en al die ouens doen dit reg, maar soms het jy al gesien, veral in die China, Japan en goeders, daai mannetjies, hulle worry nie te veel met white cuts en goeders nie. Maar die ding van Jan is daai 5 losses op sy carrière is vir my highly questionable. Soos hy het regtig waar hy het seker die rofste unluckiest carrière in die UFC nog ooit gehad, want een oomblik is hy on top of the world, hy flip en dominate almal, hy knock die ouens uit, hy laat lyk jou sleg jong, hy lyk amper untouchable, hy ongelooflike goeie striking, goeie wrestling, hy smyt jou grond toe sommer en sê jy moet weer opstaan, dat hy jou kan verder opneek, hy is regtig waar no mercy, hy is soos 'n vicious flippin klein mannetjie, dit voel amper dit moet soos 'n nagmerrie wees om teen hom te fight, en hy het mos hierdie high guard, hy keer alles, hy sien alles en hy punish jou. Toe neek hy vir Aljamain Sterling op 6-0, laat daai man wil opgee later en toe het hy hom nou ongelukkig genie in 'n position dat sy hand nog op die grond was. As hy dit vandag gedoen het, was dit nie eens 'n DQ nie, want is nou legal. Maar toe het Aljamain Sterling mos nou daar rondgerol en die Oscar night gewen. Toe word hy champion. Toe nou hoe lank, toe doen hulle die rematch. Toe wen Aljo met punte. En dit was 'n close fight. Ek kan nou nie regtig waar sê dit was 'n robbery of enigiets, maar Aljo het ook nie eintlik veel gedoen nie. Hy het hom gepunch, keer hy, dan gryp hy hom en dan het hy omtrent vir die hele ronde lank op die grond rondgerol. Ook niks gemaak, hy is mos maar nou net die human backpack. Toe het hy gefight, toe het hy gewen weer, ek dink teen Corey Sandhagen of iemand. Toe fight hy teen Sean O'Malley, toe het hulle mos nou vir Sean O'Malley way laat spring van wat nommer 12 af na nommer 2 toe. Ons almal het gedink Peter Jan het daai fight gewen, toe gee hulle dit vir O'Malley. Toe raak, eers was Aljo champion van Peter Jan. Van Jan af. Toe wen O'Malley hom tussen hakies. Toe wen hy vir Aljo, toe word hy champion. Toe kom Murab, hy het fair and square vir Jan gewen, maar ek dink Jan se gees is gebreek na daai 3 losses wat hy gevat het, wat eintlik al 3 wins kon of moes gewees het. En toe het hy hom net gestoei tot vervelends toe vir 5 rondes. Dit was een van die aakligste fights wat ek nog in my lewe gesien het. En toe gaan Murab weer en hy loop wen vir O'Malley. So
in sy hele UFC carrière, al 3 losses wat hy gekry het, was ouens wat was en champions so is. Figueiredo gaan nou vir hom wen. En Dan gaan hy champ raak. Ja, so dis erg, jong. Of dis skrip. Ja, maar hoor nou hierso, Jan is nog nooit gefinish in sy hele carrière nie. Nie gesubmit nie ge-TKO, KO, niks nie. Figueiredo is al ge-knockout en gesubmit. Dit is mos Marino, het ek dink die submission gekry. En ja, hierdie is 'n baie tight ene, want dit voel vir my, Jan is nou op 'n laagpunt van sy carrière, maar hy het nou 'n tyd lank afgevat en hy het mos op 'n call gesê hy gaan retire, of hy gaan uit die UFC uit. Hulle is onregverdig teenoor hom. Hy kan nie decisions wen nie. Ja. En Figgy het nou hierdie resurgence in sy nuwe weight division en hy doen nou ongelooflik goed. Hy wen almal. Ek dink is nou al hierdie sal sy 4de fight wees in bantamweight dink ek. Dink so, ja. En wie was dit? Hy het vir Rob Font, vir Chito Vera, Cody Garbrandt. vir Cody het hy mos gesubmit, die ander 2 dink ek het hy met punte gewen. Hulle gestaan hierso en daarso, maar met punte gewen. Maar nou voel dit vir my, uit sy 3 fights in bantamweight het hy net 1 finish. Hy fight nou teen Peter Yan, 'n former world champion wat nog nooit gefinish het in sy lewe nie. Nou teen sy Yan baie diminished is, dink ek nie hy gaan hom kan submit nie. En is 'n 5 ronde fight. En Jan is eintlik vir my 'n ongelooflike goeie 5 ronde fighter. Want hy's baie patient, hy's baie defensively responsible en hy keer alles, hy maak jou moeg, laat betaal jou vir jou foute, daai tipe goeders. So in 'n neutedop, Jan is die beter striker en ek dink Figgy is die beter grappler. So ons moet maar kyk wie kan sy wilskrag impose op die ander ou. Okay. Alright, dis my ek kan nie sê 2 sente nie, seker 20 sent oor die hele geveg. Ja, nee, dis maar, ek hoor wat jy sê, maak alles sin, maar ek voel, dit is soos jy sê, ou Peter Janus voel het my op 'n down word, so en Figgy is op 'n up word, so net oor dit sal ek vir Figueiredo favorite. Good. Ja, cool. Let's see what happens and may the best man win. Ja, is hy. Enige iets nog van jou kant af? Ek dink ek is gedaan. Is jy? Jy sê mos jy wil nou nog loop gym en weet jy wat alles is, so jy kan nie nou gedaan wees nie. Jumpy daar deur. Ja, nou maar toe julle, ons hoop dit is nie so onmenslik warm waar julle luister nie. Wat is dit vandag? Is dit in die 40 of in die 33 nou? Nou 33. Just sien, ons warm hier in Springbok. Maar in elk geval, ek hoop jy is cool, of jy het 'n fankie of 'n aircon op jou en ons sien jou na 2 weke, solank lewe. 给你们真正的味儿，让你们知道什么是地要帅。路上开着跑着雷电传，我去 call me 那边非常着急，带着我上前的 coffee，C 美弹响围着座椅的高。